Goeiemôre almal, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Matteus 26 vers 1 tot 13. 'n Gedeelte wat wanneer ons dit lees, dalk nie so baie beteken nie, maar wat deur Jesus self uitgespreek word in vers 13, as seker een van die belangrikste dade waaroor daar nog baie gepraat sou word wanneer hierdie evangelie verkondig word. Die evangelie van Matteus vertel nie wie hierdie vrou was nie. En net dalk is dit van pas vandag vir my en jou, sodat ek en jy dalk ons naam hier kan insit. Ons lees dat Jesus wat net na die profetiese rede, of wat verwys word na die laaste prediking van Jesus, aan sy disippels sê in vers 1 tot 5, dat sy tyd naby is, en om presies te wees, dat dit in 2 dae sou wees, en dat die eindste skrifgeleerdes bymekaar kom om te beplan hoe hulle hom met lus wou vang en doodmaak. Dit is asof hierdie gedeelte in die eerste paar verse nie regtige impak gemaak het op hulle nie. Want in die volgende gedeelte waar Matteus vertel van die vrou, is dit asof die lewe saam met Jesus net aangaan. Maak die eerste paar verse 'n impak in jou en my lewe. Want as ek dit lees, dan gaan dit alles oor Jesus en wat hy vir ons gedoen het, sy liefde vir ons. En wanneer ons dit besef, sal ons kosbare besittings in ons oë die onbelangrikste raak. In die een kant glo ek dat die toepassing van hierdie gedeelte verwys na jou en my lewe. Is dit 'n lewe wat ons mors met wat ons het, ons tyd, geld en selfs ons aanbidding, of aan die ander kant is dit 'n mors van tyd om alles wat ons het aan hom Jesus Christus te gee. Jy sien, om Jesus waarlik te volg, gaan tog iets van ons verg. En net soos Maria die vles gebreek het, met die wete, as sy die vles breek, dat sy alles daarin sal moet gebruik, want die spesifieke vles waarin die diersame olie gestoor word, het nie 'n prop gehad nie, wat jy kon toemaak. In haar aksie was dit duidelik dat sy niks wou terughou nie. Net so gaan ek en jy moet breek vir hom, ons verlosser, in alles wat ons het, in alles wat ons doen. Mag dit ons ware aanbidding wees. Mag ons lewe as volgelinge van Jesus Christus nie met 'n prop kom nie, wat ons kan besluit wanneer ons hom wil volg en wanneer ons nie wil nie. Maar mag ons wandel wees soos hierdie vles, wat as dit gebreek is, dat ons nie anders kan as om alles te gee aan hom, ons redder nie. Dink hieraan, 'n lewe wat in onbaatsigtige toewyding in Jesus spandeer word nie vermors nie, maar 'n lewe wat aan jouself spandeer word, is 'n totale vermorsing. Hierdie daad moes moed geverg het. Om as vrou sonder om gevra te word in te stap en selfs net te praat uit jou beerd, was eintlik onaanvaarbaar. Wat nog om sonder om iets te sê, 'n klomp olie op 'n gas se hoof uit te stort. Maar Maria, met haar oë op Jesus gefestig, breek sy die vles en gooi sonder om iets te sê die olie uit op Jesus Christus. In die ander evangelie sê Johannes dat sy dit met haar hare opgevee het, en ek besef dat 'n lewe van onbaatzigbare toewyding in Jesus nie 'n vermorsing is nie, maar dat dit wel 'n duur prys gaan vra. Is Jesus meer kosbaar vir jou en my as ons besittings? Is ons hart waar ons skat is? Maria breek hierdie vles olie wat meer as 'n jaar se loon is om Jesus te salf. Tweedens, dit gaan ons sosiaal kos. Is Jesus meer belangrik as my trots? Wat sal mense sê as ek dit verloor vir my redder? Maria laat sak haar hare en vee Jesus se voete af. In daardie tyd was dit erg verkeerd vir 'n Joodse vrou om haar hare te laat sak. Maar Maria is so in haar toewyding, haar aanbidding, dat dit nie vir haar saak maak nie. Net so hou ons trots ons terug om buite die normaal van die samelewing hom te aanbid en sy naam groot te maak, of roep ek en jy sy naam aan, maak nie saak waar ons osself bevind nie. Derdens, ons gaan kritiek kry. Wat 'n mors van diersame olie, ons kon dit verkoop het en vir die armes sorg, word deur die disippels gesê. Dit is van die kritiek wat sy moes aanhoor. Net so gaan kritiek ons weghou om ander te vertel van Jesus in die openbaar en hom te aanbid, selfs in die kantoor, op die bus, op die speelgrond, by die skool. Jesus sê later in Johannes 12 vers 25, wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat, in hierdie wêreld sal dit bewaar vir die ewige lewe.
Kom ons vat hierdie fles waarin ons onsself partykeer bevind en kom ons breek dit voor ons Redder. Kom ons maak 'n besluit om alles wat ons het te vermors op hom, ons koning. Laat ons niks terughou nie, maar laat ons hom aanbid vir wat hy vir ons gedoen het aan die kruis en laat ons uitsien vir wanneer hy weer terugkom om ons te kom haal. Is dit nie die moeite werd om alles te verkoop wat jy het, om daai een kosbare parel te kan gaan koop, of om 'n stuk grond wat 'n groot skat op het te gaan koop nie? Matteus 13 sê dat dit is hoe die koninkryk van God is. Laat jou met hierdie gedagte, terwyl jy die tyd in die woord spandeer en Heilige Gees toelaat om vir jou 'n Maria oomblik te gee. Laat ons dan 'n heerlike geur wees vir mense om ons, soos die reuk wat die gebreekte fles gebring het, wat Maria op haar hare gesit het en uitgestap het en almal kon dit geruik het. Is my en jou lewe, verteenwoordig dit die reuk van Christus, Jesus, die evangelie wat redding vir elkeen bring. Mooi dag vir julle.